Goeiemôre, dit is Holliston en dit is winter. Dit is sondagoggend die 22ste Junie. Kom ons gesels oor aanbidding. Ek het in 'n baie konservatiewe Christelike ouer huis groot geword. En dit het my lank gevat om die konsep van God as 'n God van liefde te verstaan. Want so ek het groot geword met die gedagte dat jy met jou paadjie baie mooi loop. Al is God daai ou met die 3-tand vurk opdrag gee om jou in die hel te gooi. Dit het my lank gevat om te besef, God is 'n God van liefde. Ja, hy is 'n streng God. Hy werk dit loop nie saam met sonde nie, maar hy is nog steeds 'n God van liefde. En hy is 'n God wat begeerig is om met sy kinders kontak te hê, saam met hulle te stap, met hulle te wees, en hulle met hom. Die mens, daardie sondeval het die mens God nie lief gehad nie. Maar nou het ons hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. 1 Johannes 4 vers 19. Dan sê 1 Johannes 3 vers 1, kyk wat 'n groot liefde die Vader ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat het hom nie geken het nie. Dan lees ons in 2 Kronieke 16 vers 9. Here se oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. En daai pragtige Psalm 37 vers 4 sê, en verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Verlustig hier beteken om genot en plesier vanuit God te put, myself te gee vir hom. Dan sê Spreuke 8 vers 31, en dit is Jesus wat hier praat, en gespeel op sy wêreld rond, en my verlustigings was met die mense kinders. Die woord verlustigings hier is die teenoorgestelde van die een wat ons net nou hierbo gehad het. Dit beteken God se verlustigings in die mens, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Al sê Psalm 91 vers 14, wat 'n lieflike belofte. Net vir een rede, een vereiste wat God vir ons het. Omdat hy my liefhet, sê God. Omdat hy my liefhet, sê God. Daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Dit sê nie dat daar nooit dood sal kom nie. Dit sê nie dat daar nooit probleme in die kind van die Here se lewe sal wees nie. Maar die Here sê ek sal hom hoor. As hy roep, sal ek hom hoor. Omdat hy my liefhet, omdat hy my naam ken. Ek sal hom uitred. Ek sal eer aan hom gee. Hy dek my tafel teenoor die aangesig van my teestanders. Vers 16 sê, met lengte van dae sal ek hom versadig, en ek sal my heil laat sien. Daar is ook 'n aantal dinge wat God van sy kinders verwag. Een daarvan is baie belangrik. En hy sê in Lukas 10 vers 27, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, uit jou hele krag, en uit jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Dan is daar ook ander baie belangrike sake oor Jesus met die vrou by Jakob se put gesels het. Dit kry ons in Johannes 4 vers 23. Maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Almagtige God soek sukkes om hom te aanbid. Hy het sekere vereistes hoe hy aanbid moet word. Jesus verduidelik verder in vers 24. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Dit is ook, dis ons gees wat direk met God se gees kontak maak, wanneer ons aanbid. En volgens skrif bestaan die mens uit gees, siel en liggaam. Ons siel kan aktief wees met lofprysinge en danksegging, maar wanneer dit kom by aanbidding, dan is ons gees wat direk met God se gees kommunikeer. Dis kan ons nie sonder die Heilige Gees se inspraak God aanbid nie. Die Heilige Gees verander die wyse waarop ons aanbid en bring ons in 'n ander dimensie met die Here. Skrif sê ook in waarheid. Waarheid in die Grieks beteken hier liefde vir die waarheid, beide in woorde en in optrede, met 'n opregte hart, nie met uiterlike rituele nie,
met geloofwaardigheid. Hebreëse teks voeg getrouheid by hierdie definisie. Daarom moet ons getrou en opreg wees in ons aanbidding. In Levitikus vind ons die wette met betrekking tot die spysoffers, wat geoffer moet word en wat nie geoffer moet word nie. In hoofstuk 2, eerste 2 versies lees ons God se vereiste, dat terwyl riek en gom genoem wierook, altyd saam met elke offer gebrand moet word. Vers 1 sê, as iemand aan die Here 'n spysoffer bring, moet sy offer fynmeel wees, en hy moet olie daarop giet, en wierook daarby voeg. En hy moet dit na die seuns van Aaron, die priesters, bring, en die priester moet daarvan 'n handvol neem, van die meel, van die fynmeel, met die olie, met al die wierook wat daarby behoort, en hy moet dit as die gedenkoffer op die altaar aan die brandsteek, 'n vuuroffer van lieflike geur aan die Here. Jy sal merk dat die Afrikaanse ou vertaling deurgaans verwys na 'n spysoffer, daai hele paar hoofstukke wat oor die offer gaan. Die Engelse Bybel vertaal het egter verskillende vertalings as 'n grain offering, 'n wheat offering en 'n meat offering. Nou, ek kan nie vir jou sê waarom, wat die rede daarvoor. Dit gaan oor 'n offer en die doel van hierdie offer is om eer aan God te bring. Die woord wat daar gebruik word vir hierdie offer is Mina, M-I-N-A-H-A-A. 'n gawe, 'n huldeblyk, 'n offer. Dis was hierdie offer aan die Here altyd 'n huldeblyk, 'n gawe, 'n gebaar van dankbaarheid, 'n gebaar van bewondering vir hierdie grootte God. Ons sien in verse 1 en 2 dat wierook altyd by hierdie offers gebrand was. Wierook word 21 maal in die Afrikaanse ou vertaling genoem, en ek glo dit verwys na aanbidding, want wierook was slegs vereis by hierdie soort offers wat gedurig gebring was, wanneer daar hulde gebring word, wanneer dankbaarheid openbaar word, bewondering aan God gebring word, want dit is 'n lieflike geur voor die Here, aan die Here. Wanneer daar egter offers vir sonde of enige ander doel gebring word, is die gebruik van wierook daarmee saam uitdruklik verbied. So ons vind die gebruik van wierook ook toe die manne uit die ooste gekom het vir die geboorte van die Godskind Jesus. Hulle het geskenke gebring, wat was dit? Goud, wierook en mirre. Hulle het gekom om te aanbid. Jy sien ons in Matteus 2 vers 11. Hulle het in die huis gegaan en die kykie by Maria, sy moeder, gevind en neergeval en hom hulde bewys. Hulle het aanbid. Daarop maak hulle skatte oop en bring vir hom geskenke, goud en wierook en mirre. Wanneer ons God in gees en in waarheid aanbid, dan bring ons die beste, wierook uit 'n opregte hart, as 'n lieflike geur aan die Here. Is dit nie 'n voorreg nie? Kom ons kyk nou wat die aanbidding in die gees en waarheid in die praktyk meebring. Aanbidding moet vanuit die gees kom en nie uit uiterlike manifestasies van die vlees nie. Jy kan God se teenwoordigheid geniet in jou motor, in die straat, in die mall. Aanbidding is nie gereserveer vir godsdienstige plekke, soos die kerk of noodwendig in jou binnekamer nie. Dit kom slegs uit een plek. Dit is uit jou hart uit. In ons geleesde gedeelte in Johannes 4 vers 23 sê Jesus, hy soek ware aanbidders. Waarom sou almagtige, alomteenwoordige God ware aanbidders soek? Jeremia 23 vers 23. Is ek 'n God van naby, spreek die Here, en nie 'n God van ver nie? Sou iemand hom in skuilplekke kan wegsteek dat ek hom nie sien nie, spreek die Here? Vervul ek nie die hemel en die aarde nie, spreek die Here? En dan sê in Psalm 139 vers 7, skryf die psalmdigter, waar sou ek heen gaan van die gees, en waarheen vlug van die aangesig? Klim ek op na die hemel, U is daar, en maak ek die doodryk by bed, kyk, U is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou U hand my lei, en U regterhand my vashou. God is oral. Ons kan nie vir hom wegkruip nie, maar hy vra ons met hom soek. Hy soek hulle, wie se harte onverdeeld op hom gerig is. Ons kan ook kies om te enige tyd in sy teenwoordigheid in te gaan, deur aanbidding.
Psalm 100 vers 2. Dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met gejubel. Ons het gesê in Levitikus 2, dat hierdie offers sal met wierook deur vuur verbrand word. Alle offers word uit die hart van die saak verbrand. Op dieselfde wyse het ons die vuur van die Heilige Gees nodig, om deur ons aanbidding 'n lieflike geur vir die troon van die Here te bring. Daar moet 'n inspirasie van die Heilige Gees wees, sodat ons in gees en in waarheid kan aanbid. In ons aanbidding, in ons gees, om in ons gees te aanbid, hoef nie altyd gepaard te gaan met die spreek in tale nie. Alhoewel die gawe van tale 'n baie groot deel uitmaak van die gelowige se geestelike lewe, want aanbidding vloei vanuit my gees na God se gees. Heilige Gees se verlange is om elke gelowige te vul en om in staat te stel om tale te spreek, want dit is 'n gawe, is verniet, maar ook om te help om te aanbid in gees en in waarheid. Efesiërs 5 vers 18 sê, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul, spreek onder mekaar met psalms, lofsange, geestelike liedere, en sing het psalms in julle hart, tot eer van die Here. Aanbidding is in gees, maar is ook in waarheid, sê die Here. God verwag nie slegs van ons om te aanbid in waarheid nie, maar hy wil ook hê ons moet wandel in daardie waarheid. Waarheid kom uit die hart, maar moet eers deur die Heilige Gees saam met my gewilligheid aan my hart gedeponeer word. Hoe kan dit beter uitgedruk word as deur die psalmis, Psalm 51 vers 8? Kyk, u het 'n gewelgevalle aan waarheid in die binneste en in die verborgene maak u aan my wysheid bekend, hier binne in jou hart. In vers 12 sê, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Psalm 19 vers 15 sê, laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, o Here my rots en my verlosser. Dan sê Psalm 86 vers 11, leer my Here u weg, en ek sal in u waarheid wandel. Verenig my hart tot die vrees van u naam. God is voortdurend op soek na ons. Hy verlang dat ons in hom sal bly, dat ons gees gevul sal wees met sy gees, en ons harte sy waarheid sal uitstraal. Kom ons volhard in gebed, aanbidding. Ons aanbid hom, want ons is lief vir hom, want hy het ons eerste lief gehad. Kom ons doen dit en ons sal volgende Sondag meer gesels hieroor. Mag die Here u seën. Amen.